bietjie voel, ek weet, besef dit is 'n bietjie koud en vroeg vanoggend. So, maar hy gaan sê, basies wat ons oor op gaan neerkom, is dat hy vir ons gaan sê, dis beter om te gee, as om op te stoor. Dis nodig dat ek en jy gee, en op 'n plek lewe, terwyl ons lewe, terwyl the living is good, while living is good, is dit nodig vir ons om te gee. En as ons nie gee wat ons het nie, en net daarop sit, dan beteken dit later niks vir niemand nie. En dit is wat Jakobus bietjie met ons gesels. Nou, so bietjie konteks. Jakobus, boetie van Jesus, okay, so groot geword in dieselfde huis as Jesus, en hy word die eerste pastoor van die kerk in Jerusalem vir Jode. Die Christenkerk in Jerusalem word hy die eerste pastoor van, en eintlik is hy besig om met 'n klomp mense te kom praat, Jode te kom praat en te sê, hoor die Christene, ek wil hê jou fokus moet reg wees, soos wat ons hierdie journey stap. Sommige aan die begin, wat ons hierdie kerk geplant het, en dit is vir my ook lekker om te sê, terwyl ons 'n jong gemeente is, sommer van die begin af, laat ons die regte dinge mee besig wees, en gefokus sal wees. Maar, hy hou nie terug nie. In hierdie gedeelte is hy regtig rof, en jy het dit dalk al gelees, en dan het jy net gesê, ek het nie 'n klou wat hierdie ou van praat nie, en dit is wat ons gaan doen vanoggend. In hierdie studie gaan ons 'n bietjie kyk na die kulturele konteks, en hoekom het hy sekere woorde en sinne gebruik, soos wat hy gedoen het, en hy sê, kom nou en luister julle ryk mense. En as jy daai lees, dan is jy onmiddellik op 'n plek, wel, dit sluit my uit, ek's nie ryk nie, ja? En die ding is, jy voel nie altyd ryk nie. Die eerste keer wat ek, dit is seker ook die laaste keer wat ek ryk gevoel het, was toe ek as 'n graad 11 en 'n graad 12 leerling, het ek gewerk by my ma se hospitaal. Sy was die teatermatrone by Wilgert Hospitaal, en ek was 'n portier gewees. Dan het ek pasiënte gaan haal, en dan vat ek hulle teater toe. Julle sal nie glo nie, as ek daai jurkie aan het, en jy het nou so jou scrubs aan en so, dan het ek hierdie jas oor aan, dan het mense my gestop en gesê, dokter, dan sê ek self, ek het nog eers baard nie, maar jy sê vir my dokter, okay, yes, dis 'n chief, nee, so ek het daarom soos 'n dokter gelyk, julle, op 'n stadium in my lewe. Nou lyk ek net bietjie ouer. Ek lyk nou net in my 40's, maar nou is ek daar so, en ek het geld verdien, maar ek het gewerk, ek het gewerk. Jy werk 'n 7-7 op 'n maandag, dan 'n 7-1 op 'n dinsdag, dan 'n 7-5 op 'n woensdag, 'n 7-7 op 'n donderdag, en 'n 7-1 op 'n Vrydag. En ek het vakansies dit gedoen. Maar dan kry ek 'n checkie, of dit word in my, ek het nie 'n check gekry nie, hulle het net vir my briefie gestuur, dan word dit in my rekening inbetaal, my Maxi spaarrekening by, of my youth rekening in Standard Bank, dan is daar R4,000 aan die einde van die maand inbetaal. Yes, dan het ek by myself gedink, ek is skatryk, wat gaan ek met al hierdie geld doen? Die eerste keer in my lewe, en dit is ook die laaste keer wat ek ryk gevoel het in my lewe, is dat ek geld gehad het, en ek het nie 'n klou gehad wat om daarmee te doen nie. Maar die volgende vakansie het ek presies geweet dat ek met daai geld gaan doen, toe ek nie meer ryk gevoel het, toe ek net gevoel, okay, hier gaan al die geld nou uit, want ek het vir my ijskaatse gekoop, en allerlei sulke goeders en 'n hokkiestok, en al daai jazz gedoen. Dit is die laaste keer wat ek ryk gevoel het. Nou, die rede hoekom ons nie altyd ryk voel nie, en jy kyk na jou salaris en jy het by jouself gedink, as hy hierso praat met ryk mense, ag, ek kan dit maar skiep, en as ons hierdie lees, dan begin jy so in die vertrek rondkyk. So, met wie praat hy? Jy wil sê, wie is die ryk mense hierso? Nou, hier is die rede hoekom, ek dink die nommer 1 rede hoekom ons nie ryk voel nie, is omdat daar nie baie finansiële marge in ons lewens in is nie, want dit is asof ons uitgawes, dit is ons uitgawes en ons inkomste is gelyk aan mekaar. Daar's nie spasie in my en jou lewe nie, so jy voel nooit ryk, jy voel die finansiële druk konstant. Jy verdien meer geld as wat jy nog ooit in jou lewe verdien het, maar jy voel die hele tyd druk, want daar's nie marge in jou lewe ingebou. Die tweede rede hoekom ek dink jy nie ryk voel nie, is want ons weet wat ander mense ry, waar hulle bly, wat hulle aan het, en dan staan Instagram, dat daai mense lyk beter as ek. Hulle kinders lyk beter as ek. En dan begin ons om in hierdie storie ingaan, wat ons eintlik in hierdie striktrap van vergelyking, dit nie trappe van vergelyking nie, die strik van vergelyking, waar ek myself die hele tyd met mense om my vergelyk, en ek voel nie ryk nie, so dat ek voel half, hierdie beteken niks vir my nie, hy praat nie met my nie, maar kom ek wys net vir jou so die werklikheid en die statistieke, maar dit voel nie so nie.
Volgens internasionale standaarde, as jy 'n huishoudelike inkomste het, met 2 volwassenes en 2 kinders, so my setup, en jy verdien meer as R900,000 'n jaar, gesamentlik, daar's 'n inkomste, dis voor tax, dan is jy deel van die 5% klub in die wêreld. Jy's deel van die 5% rykste mense in die hele wêreld. Okay, wat is 5% van 7 biljoen mense? Dis net daai groepie, jy val in daai kategorie. As jy as individu, en jy bly alleen, jy's nou single, jy's young adult, of whatever dit mag weet, jy verdien R450,000 'n jaar. Cost to company, dis jy deel van die 1% klub. Dit gee vir ons perspektief, besef jy daar's mense daar buitekant wat na jou lewe kyk, as hulle op hulle Instagram gaan en sê hulle, daai ou stink van rykdom, hulle is skatryk, ek kan nie glo, daai mense lewe so nie, en ons voel nie altyd so nie, want ons vergeet partykeer van die werklikheid. So, die rede hoekom ek met jou oor hierdie praat, is dat ons sal fokus en sê, okay Here, ons wil nie ooit laat geld of besittings ons capture nie. State capture, ons is almal bewus van daai hele storie wat gebeur, staatskaping, laat goeders nooit ons sal kaap nie, en dit is die ding wat Jakobus wil inspreek in ons lewens in. Nou, die aanname wat in die eerste eeu was, vir mense, en hulle het 'n baie oud-testamentiese worldview gehad, nou toe hulle nou net Christene word, okay? So, hulle het die prentjie gelaat, dat as jy ryk is, dan is jy die Here se favorite. As jy baie geld het, dan is jy die Here se favorite. Hy bless jou, maar as jy siek is en arm is, dan hou die Here nie so baie van jou nie. Daar was hierdie storie gewees wat mense dit geglo het, maar in die Nuwe Testament ontdek ons eintlik, en dit is waaraan Jakobus aan vashak, is hy sê, mense wat ryk is, mense wat vindingryk is, mense met hulpbronne in hulle lewens, 'n netwerk, is nie meer gefavored deur julle, en is nie hier is 'n favorite of sy wit broodjie nie. Hulle is mense wat meer verantwoordelik is. Mense wat meer verantwoordelik gehou gaan word vir dit wat die Here in hulle lewens kom doen. En dan gaan hy aan en hy praat met hierdie eerste eeuse gehoor wat hierdie paradigm het. Julle mense wat ryk is. Hy sê, huil en treur oor al die swaar wat vir julle voorlê. Hoe begin jy 'n hoofstuk so? Dit is die tipe van clickbait of iets en daarna. Hy sê, okay, Jakobus, hoekom skryf jy hierdie vir jou gemeente? Jy's nou die pastoor van hierdie gemeente. Hoe skryf jy dit vir hulle? Huil en treur oor die swaar wat julle voorlê. En ek weet nie van jou nie, maar dit moet 'n skok wees vir hulle en dit is 'n skok vir my ook om te dink, maar ons prentjie is dat mense wat ryk is, finansiëel sterk is, op 'n plek is waar hulle eintlik kon beplan vir die swaar en die treur en al die goedetjies wat oor hulle pad gaan kom. So hulle is in beheer van die situasie. Maar hy kom waarsku hulle en sê, huil en treur oor die swaar wat vir julle voorlê. En dit is 'n fout wat mense baie maklik kan maak. Trouwens dink ek meeste van ons het al daai fout gemaak. Is dat ryk mense, ek en jy, het die neiging om ons vertrou te plaas in ons rykdom eerder as in die Here. En Jakobus kom en hy waarsku en hy sê, luister julle ryk mense, huil en treur oor die swaar tye wat vir julle voorlê. Daar gaan goeders oor jou pad kom wat jy nie gaan kan handle nie. En jou geld gaan dit nie kan doen nie. Jou rykdom, jou goed gaan dit nie kan doen nie. En die uitdaging in ons lewens is dat as ons dit self weer kry, sonder dat ons dit bedoel, op een of ander manier, vertrou ons en hou ons meer vas aan ons inkomste, aan die geld, die goeders wat ons het. Want daar is hierdie klomp wat as goedertjies wat gebeur. Wat as die aandelemark val? Wat as die werk en die ekonomie moeilik is? Wat as my man, wat as my seun, wat as dit, wat as dit, wat as, en ons lewe die hele tyd in hierdie wat as, en ons hoop goeders op, want wat as die volgende goeders gebeur? Hy gaan aan, hy is nie klaar nie. Soos ek jy sê, hy buckle up. Maar daar is 'n mooi storie aan die einde van hierdie.
wanneer ons alles bymekaar trek. Hy sê, julle rykdom sal definitief vergaan, en julle klere deur die motte gevreet word. Julle goud en silwer sal beslis oproes. Nou as goud roes, dan weet jy dis fake goud, okay? En hy is eintlik besig om hierse vir mense te sê, hoorie, jy is besig om goeders op te hoop, en dit is besig om te vergaan. Ek weet nie van jou nie, maar jy in jou huis, 'n kas of 'n laai, the cupboard we do not speak of. Daai ding waar daar net 'n klomp goeders ingebondel is. En jy moes al 'n dingetjie op die deurtjie sit om hom toe te hou, want hy wil net oopval. Soos ek voorberei het ek hierdie ontdekking gemaak dat ek so 'n laaitjie het. En jy sal nie glo wat kry ek daar op aan die kant. Die 'n selfoon wat totaal en al useless is nou. Want ek het die prentjie gehad van ek het 'n nuwe selfoon gekry met my kontrak, maar hierdie selfoon, ek gaan hom gebruik as 'n backup. En dit is 7 jaar later. Daai baby is so oud, hy wil nie eers meer aansit nie. In steede daarvan dat ek daai foon gevat het en vir iemand gegee het wat actually dit kan gebruik, want wat as my foon breek, dan het ek versekering, het ek agtergekom en dan, dit het actually gebeur, my foon het geval, gebreek, stik en flarde, dus sê ek net versekering, dit ek nooit die backup foon gebruik nie, ek het net 'n nuwe foon binne 'n dag. Apple Store toe, boom, daar het ek 'n nuwe foon, 'n beter foon as wat ek gehad het, want dit is wat versekering vir jou doen. Hulle cover jou. En ek sit met die pizza op my gesig. En net besef, in steede daarvan dat ek dit vir iemand gegee het wat ek kon gebruik het, in steede daarvan dat ek dit dalk gaan verkoop het en die geld vir iemand gegee het wat ek kon gebruik het, is daai ding in my kas vandag. En hy's totaal en al waardeloos. Hy's gemifde brood. En Jakobus herinner ons dat ons moet versigtig wees, want dit gaan nie oor wat alles inkom nie. Die probleem is die opstoor van 'n klomp goeders. Vir wat as. En dan raak hy so klein bietjie brutal. En hy klim in hulle kultuur in. En dit is die deel wat ek nou so bietjie wil op verder uitbrei, laat ons net die kultuur verstaan. Hy sê hierso, die einste roes sal soos vuur julle vleis wegvreet. Wat beteken dit? Gaan jy daai goud nou warm maak en dit op iemand gooi en so aan. So sal die goud en silwer wat julle opgegaar het op die oordeelsdag teen julle getuig. Dis rof. Wat beteken daai roes sal soos vuur jou vleis wegvreet en dit sal wat hy opgegaar het sal op die oordeelsdag teen jou getuig. Nou daai was algemene taal in 'n Joodse konteks. Wanneer jy gepraat het oor God se oordeel, het jy gepraat van vuur en die Here gaan opdaag in vuur en hy gaan hierdie volgende dinge doen en gevolglik het die mense die geneiging gehad om te sê, hoorie, dit het hulle sien hier op aarde gebeur, aangesien dit in verband dat dit hou verband met God se straf wat oor jou gekom. So dit is die kulturele taal wat hy gebruik. Hy sê daar is iets wat jy op eintlik dit gaan teen jou getuig. Dit gaan teen jou tel. En Jakobus sê eintlik, hoorie, daar's iets wat jy gaan mis oor die lewe in die volgende, in die hiernamaals, want hy het geglo in die ewige lewe. Hy sê daar's iets wat teen jou gaan getuig nou, wat in die hiernamaals teen jou gaan getuig, en dit is die goeders wat jy opgegaar het vir jouself en vir die wat as, wat jy nooit gebruik het nie. Wat jy nooit uitgedeel het nie, wat jy nooit effektiewelik die Here ingetrek het in jou wêreld en gesê, Here, wat doen ek met al hierdie goeders? Waarvoor moet ek ontslae raak? Wie moet ek bless? Hoe moet ek minimaliseer op die einde van die dag? Want elkeen van ons gaan, en ons weet hierdie, aanspreeklik gehou word vir ons rentmeesterskap. Hoekom sou hy so gedink het? Want Jakobus het in 'n huis groot geword waar sy boetie, sy ou hy het hom dopgehou. En sy ou het gegaan en hy het wonderwerk gedoen, hy het 'n klomp dinge kom aankondig, hy het gesien hoe sy boetie aan 'n kruis hang en sy asem uitblaas, hy het gesien hoe sy boetie in 'n graf ingaan, en die klip word voor die graf gerol, en toe sien hy sy boetie weer in lewende lywe uit die graf uit opgestaan. As jy iemand geken het wat gesterf het en wat weer opstaan uit die dood uit, en met jou praat, dan gaan jy glo in die ewige lewe, dan gaan jy glo in 'n opgestaande lewe.
Dit is hoekom Jakobus inklim en sê, hoorie, hierdie goeders gaan teen jou getuig, ek glo daarin, dat jy, hier is die ding, jou tyd is net so lank, en wat jy doen met daai tyd, baie keer gaar jy so op, dat jy nooit kan leef, dit wat jy opgegaar het nie. En dan raak dit iets wat teen jou getuig, het jy al ooit 'n familielid aan die dood afgestaan, en dan jy in hulle huis ingegaan, en dan jy by jouself gedink, man, hulle het daarom maar baie goeders, ek het nie geweet eers, hulle het so baie sitplek nie, het hulle ooit almal op al die stoele gesit. En onthou, hierdie is nie 'n skuldgevoel nie, as jy skuld voel, skuld kom nie van die Here af nie, hierdie is 'n gesprek wat ons moet hê met mekaar, om net te sê, hoor, ons hou ons fokus reg, op dit wat ons moet gefokus wees. Ek het toe my pa so 2 jaar terug gesterf het ek in sy huis ingestap, en hy het nie baie goeders gehad nie, maar hy het tydskrifte versamel van klassiek karre. Ek weet nie, van die manne sal nou weet, daar's klassiek, so groen label wat sê klassiek, van 1976 af, het hy elke maand 'n boek gekoop. Nou weet jy hoe baie boeke is dit? Ek het getel 145 tydskrifte wat in bokse gestaan het, en niemand het dit ooit weer gelees nie. Daar's van hulle wat deur die motte gevreet is, en ek het gedink, man, ek wens ek het geweet hierdie goeders was hierso, kan ek dit dalk gelees, maar ek sê into ou karre soos my pa gewees nie, maar any case, dit het al met jou gebeur, dat jy by jouself dink, hoor, die sê net die dag wanneer ek sterf, wat gaan mense se storie van my wees? Gaan hulle net sê, ja, is hierdie ou daarom al opgegaar, man, hier's 'n klomp gemors, gaan mens ooit hierdie goeders gebruik? Hoor, mens kon dit uitgedeel het, is partykeer, ek het so gedink by myself, man, pa, daar's nog 'n paar goedjies wat jy net kon vir mense weggegee het, want regtig hierdie goed is useless. Nou, Jakobus kom en hy sê, daai goeders gaan op, aan die einde van ons lewens, eintlik teen ons rentmeesterskap, getuig. Hoe goeie bestuurders ons was, van dit wat die Here vir ons gegee het. Hy gaan aan, hy sê, kyk, hier op aarde, het julle in lyks en in weelde geleef. En 'n harte is elke behoefte bevredig. Julle harte is mooi vet gemaak, net reg vir die slagdag. Waarvan praat hy? Nou, dit is 'n bekende storie, ons ken baie van hierdie stories, is dat hy op 'n plek gekom het, op mense gekom het, en gesê, hoorie, ons weet daar gaan ergens 'n feestyd wees, dan het hulle 'n kalf gevat, en hulle het hom afgesonder, hulle het hom totaal al te veel kos gegee, en die lekkerste kos gegee, en hulle het hom lekker vet gemaak, want hulle weet ergens gaan daar 'n party uitbreek, en daar wil ons graag iets hê om te braai. Daar's ergens 'n troue, dit was in daai tyd, jy het nie geweet wanneer trou jy, maar dan kom die bruidegom aan, hy het gesê, oom, ek wil met jou dogter trou, okay, wanneer kom jy? Nee, ek kan nie sê nie. En dan ewe skielik hoor jy net, hier kom die bruidegom, dan sê hulle, right, ons is reg vir die party. Dit is hoe dit gewerk het in daai tyd. En dan het hulle die ding geslag, wanneer die tyd reg is, en hy is besig om aan daai in te praat. Maar vandag se lewe, ek meen, as ons nou 'n partytjie hou, dit raak Kersfees, dan 60-60 ons net. En dit is so maklik. Nadat jy bestel het, 'n uur later, dalk 2 ure, partykeer 15 minute, dan is daai 60-60, stop hy voor die hek, en dan jy al die goeders daar. Ons het nie meer nodig om vooruit te beplan, soos die ouens in daai tyd gehad het, maar al wat hulle kon stoor, was graan, wyn, en as jy ryk genoeg was, kon jy 'n varkie, nee, die Jode het nie varkies geëet nie, 'n lammetjie of 'n kalf kon jy vet maak, en hou vir die dag, wanneer die braai gaan aanbreek. Ons weet al, 'n verjaarsdag, en troue, en so aan. Maar ek wil sê hierso, dit is maklik dat dit 'n tendens raak in ons lewens, dat ons opgaar, en lyks en weelde leef, en ons eie harte vet maak, soos daai kalf, vir wanneer daar moontlik eendag 'n feesviering gaan wees. Dat daar die slagdag gaan kom. In die eerste eeu het dit net beteken, en gevolglik het mense vooruitgedink, en wat cool is van hierdie illustrasie, want ek dink dit is relevant tot ons lewens, is, hy sê, asof hy sê, julle ryk mense, julle dink julle is so slim. Jy is so besig om op te gaar vir die wat as op die einde van die dag. Jy is besig om vooruit te beplan, dat jy meer staat maak op dit wat jy beplan. Dat jy meer staat maak op die goeders wat jy bymekaar maak,
soos jy staat maak op jou Vader wat vir jou voorsien. Wat interessant is, ek dink hulle was geskok toe hy met hulle daaroor praat, vir hierdie sê. Interessant is, in die jaar 62 na Christus, is Jakobus gearresteer deur die tussengangende, die adjunk hoofpriester van daai tyd. Hulle was tussen gouverneurs in Rome en die enigste rede hoekom ek hierdie weet, dit staan nie in die Bybel nie, maar Josephus is 'n historikus wat eintlik vir ons die hele storie kom neerskryf het wat met die eerste kerke gebeur het. So mense kan actually die boek gaan lees oor die geskiedenis daarvan. En hy is gearresteer want hy wou nie ophou praat dat Jesus, sy broer, die Messias is van hierdie wêreld nie. En toe is hy gearresteer en hy's doodgemaak terwyl hulle tussen regerings was. In die jaar wat hy toe doodgaan, interessant net, 7 jaar na dit, toe het Jerusalem is hulle omsingel deur die Romeinse Ryk. Daar het 'n klomp goeders uitgebreek tussen hierdie gouverneur wat ingekom het en die struggles wat daar was en die politieke spanning wat daar was, het die Romeine net besluit, nee wat, ons gaan hierdie ouens nou maar laat les op sê. Hulle is vasgekeer in Jerusalem. En wat Josephus vir ons skryf is, hy sê dat mense daar was faksies en daar was 'n klomp goeders wat binne in die stad gebeur het, dat mense mekaar begin vermoor het vir hulle goeders. En hulle het siekte gekry en hulle het hierdie soos hulle sê in die Engels, die famine, hierdie siekte wat uitbreek en dit is versprei onder al die mense. 'n Klomp mense het doodgegaan, klomp mense is vermoor, klomp mense het gesterf van hongersnood want hulle is uitgesluit en vir 3 jaar is Jerusalem omsingel. En op die einde van die dag is toe die Romeine hulle inval. Dus al die mense se goeders by hulle gevat. Alles is van hulle gevat en is Rome toe gestuur. En dit deel geraak van die keiser, van Caesar se spaarvarkie. En hulle het alles verloor. Die mense wat die meeste gehad het om te verloor, het die meeste verloor. Nou het hy geweet, hierdie gaan gebeur, dit is hoekom hy vir hulle sê, ek waarsku julle, kry van die goeders, raak van dit ontslae, diversifiseer jou beleggings, jy weet, moenie al jou eiers in een nes sit nie, al daai goedjies, ek weet nie. Maar dit is net ironies, dat hy hieroor praat, met mense in Jerusalem, en 7 jaar later, toe gebeur presies dit, wat hy gesê het gaan gebeur. Dit as ek kan jy dink oor die geleenthede wat ons het. Die geleenthede wat jy gekry het. Die opvoeding, die skool. Kan ons baie maklik voel, hoorie, maar ek verdien elke sent wat ek verdien het. Dit is myne. Dit is amper hierdie prentjie van dit wat na my kant toe kom is vir my gebruik. En as ons kyk na wat Jesus in die Nuwe Testament vir ons leer, sê dit eintlik, praat dit met ons eintlik meer oor ek en jy is nie die eienaar van goeders nie. As ons in die koninkryk van Jesus lewe, volgens die koninkryksbeginsels, sê dit eintlik, ek en jy is rentmeesters, bestuurders van die eienaar, wie God is. Ons is die bestuurders van dit. En laat dit wat oor ons pad kom, die geleenthede wat vir ons gegee is, ek en jy moet daai geleenthede gegryp het, en niks wat ek en jy gedoen het in hierdie lewe het maklik gekom nie. As ek na my eie lewe kyk, dit het nie uit die hemel uitgeval dat ek in die bediening staan en is waar ek is vandag nie. Ek sou nooit gedink het in my lewe dat ek op my ouderdom sou wees waar ek is, op 'n plek van finansiëel. Nooit. En dit het nie sommer net oornag gekom en dieselfde vir jou, dit het nie net oornag gekom, jy het vrek hard gewerk daarvoor. Jy het tyd ingesit, jy het geswat, jy het oortyd gewerk. Jy het moeilike leierskapssituasies gaan hanteer wat geen mens sou wou doen nie, maar jy het net geweet, ek gaan hierdie doen. En ons gaan hierdie ding uitsorteer. Jy het vrek hard gewerk daarvoor. En die versoeking is om te sê, maar dit het na my kant gekom, so dit is vir my. In my lewe, toe ek 'n student was, ek het jonk getrou. En die woord leer vir ons is die liefde brand, trou liewers. En toe het ons getrou en ek het nog gestudeer. En dan naweke wat vriende weggaan na hierdie plek toe en dan na daai plek toe, dan ek by die huis gesit en ek het al my geld gespaar, want ek het self my studies betaal.
En ek het dit gedoen, en ek is wel die laaste 22 jaar van my lewe deel van hierdie gemeente. Nie hierdie kampus nie, maar Doxadaya gemeente, 22 jaar. So, dit het gekom, omdat ek getrou was aan dit wat die Here vir my sê. En ek het dit vasgebyt. En wat baie maklik kan gebeur, is dat ons kan sê op 'n plek kom, waar ons sê, hoorie, is nou 'n bietjie my tyd, it's my time. Die Nuwe Testament kom herinner ons, en dit is wat ek ontdek, die Nuwe Testament herinner ons nie, hy beveel ons, om goeie rentmeester te wees, dat ons moet verantwoordelik wees met die feit, in die lig van dit wat ek en jy ontvang het, die geleenthede wat ons ontvang het, die netwerke wat in ons lewens is, dat ons dit sal gebruik, dat dit nie op 'n plek kom waar dit ons harte vol vet maak, en ons lewens laat lyk asof ons net in weelde leef nie. Nou, en hierdie is die saak wat jy moet persoonlik uitsorteer. Is waar val hierdie in jou lewe in? As dit kom by dit wat die Here net vir jou sê. Waar val dit en jy gaan dit persoonlik uitsorteer? Maar vir ons as gemeente, as Doxadaya reg oor die land, is ons in 'n jaar wat ons sê, hoor die Here, die hoop in hierdie wêreld, laat U wil geskied soos wat dit is in die hemel, so ook op aarde. Laat ons sal hoopdraers wees, laat ons sal hoop bring. En baie keer is dit een ding om te praat oor hoop, maar is 'n totaal en alle dinge, 'n ander ding om te gaan doen om hoop te herstel. En dit is wat ons as Doxadaya hierdie hele jaar besig is mee, om te sê, hoorie, ons gaan nie spaar op die einde van 'n easy ding. Ons het rekeninge wat ons betaal as gemeente, net dat jy so weet wat daar aangaan, en al die geld wat ons inkry, gee ons uit. Nie aan salarisse nie, maar aan dit wat ons dele daarvan ook, want dit is maar net hoe die dinge werk, maar alles wat ons inkry vir ons projekte, 100% van dit wat ons inkry, gee ons weg. Daar's nie 'n ophooploop rekening wat sê, okay, maar miskien kom daar volgende jaar 'n geleentheid wat ons iemand kan help. Nee, ons gaan soek die geleentheid nou, en ons gee 100% van dit nou weg. Maar vir jou, en ons moet dit hier mooi verstaan, jy moet spaar, okay? Want anders gaan hierdie kerk vir jou moet sorg op jou ou dag, okay? En ons gaan nie dit doen nie, want ons het nie 'n spaarrekening, okay? Jy moet spaar, jy moet goed werk, jy moet 'n goeie rentmeester wees, maar jy moet jouself die vraag vra, is ek besig om op te gaar, vir wat as, of is ek besig om regtig die Here in dit in te trek, en sê, okay Vader, ek wil nie hê hierdie goeders moet teen my getuig op die einde van die dag van my lewe nie. Ek wil op 'n plek wees waar die getuienis van ons as liggaam van Christus is, hulle was vrygewig, hulle was ryk. En om ryk te wees beteken, jy het genoeg vir jouself, en genoeg om ander mee te bless. Het jy geweet, dat konfetti, wat op 'n troue gegooi word. Ek het altyd gedink dit is om sy appel so hard moontlik te gooi met wat ook al en vir jou gegee word. Vir alles wat iets is soos mosterdsaad of rys, en maak lekker skade. Maar die tradisie kom daarvandaan is dat hulle het rys gebruik in die Joodse kultuur. Want rys was 'n skaars kommoditeit. Hoekom? Want jy het water nodig om rys te groei. Soos hulle rys gekry het, was dit 'n duur storie, dit is 'n unieke ding wat hulle geëet het, en dan het hulle rys gevat, en het oor hierdie kappel gegooi, as konfetti, as 'n teken van, mag jou lewe so oorlopensvol wees, dat jy dit wat skaars is, genoeg daarvan kan hê om dit vir ander uit te deel. Dis actually waaroor konfetti gaan. Nou vandag het ons dit roosblare gemaak, en allerlei goedjies, en dit maak mooi foto's. Maar dit is eintlik waar dit vandaan kom, en dit is die lewe wat hy ons na toe voorroep. So jy moet spaar. Jy moet, maar ons gaan nie. As gemeente gaan ons dit wat ons inkry vir ons projekte, en ek het verlede week met jou begin gesels oor een van die dinge wat ons mee besig is. Want hier is die ding, en dit is waar ons wat Paulus vir Timoteus geskryf het, hy sê aan hulle wat ryk is in hierdie wêreld, om nie trots te wees op hulle geld en te vertrou dit wat spoedig sal verdwyn. Maar hulle vertrou moet in die lewende God wees, wat aan ons ryklik alles skenk wat ons nodig het, om die lewe te geniet.
So die Here sê, hy skenk alles aan ons. Ons mag die lewe geniet. Maar dan sê hy, sê vir hulle moet hulle geld ook gebruik om goed te doen. Hulle moet ryk wees in goeie dade en moet ruim gee aan die in nood. Hulle moet altyd gereed wees om wat God aan hulle gegee het met ander te deel. Deur dit te doen, sal hulle vir hulle 'n skat opbou, 'n goeie fundament vir die toekoms, sodat hulle die egte lewe kan ontvang. Dis iets wat in die woord vir ons staan, wat hy sê, there's genuine life in being rich. Daar's werklike lewe vir jou, as ons leef, om te sê, hoorie, maar ons gaan goeie dade doen. Ons gaan gee waar daar nood is. Ons gaan seker maak dat ons goeie rentmeesters is, dat ons nie sonder marge leef, en dan is daar pressure finansiëel op ons, en dan kan ons nie na God se stem luister, en wanneer hy met ons praat, om ryk te wees, dan sê ons, nee, Here, ek kan nie. Hoekom nie? Ek het nie geld nie. Okay. Maar kom ons chat bietjie daaroor. Waarom gee jy alles uit? Hoekom het jy nie marge nie? Hoekom is daar nie spasie nie? Want, goeders. En dit is wat Paulus vir ons kom sê, dit is wat die woord vir ons kom leer. Ons moet versigtig wees vir dit. So in hierdie wees ryk reeks is daar 3 komponente van gee. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die gee-komponent, volgende week gaan ons praat oor die dien-komponent, en die week daarna gaan ons praat oor die liefdes-komponent, waar ons net sê, hoorie maar, Here, ons gaan ryk wees in wat ons kan gee. Ons gaan ryk wees met ons tyd, wat ons vir mense kan gee, hoe ons kan gaan dien. Ons gaan ryk wees met liefde vir ons die mense om ons. Ons gaan lewe in hierdie liefde. Nou verlede week het ek met jou gesels oor Kula. Kula is hierdie development groep wat 'n organisasie is wat skoolverlaters in ons gemeenskappe, spesifiek in Kloetiswil in Stellenbosch. Kindertjies help wat skoolverlaters is as gevolg van wat is omstandighede ook al, om hulle terug te integreer of te keer dat hulle die skool verlaat. En ek het gegaan, en dit is ons hart as Dr. Daya is om te sê, hoor, kom ons gaan kry mense wat klaar goed is met dit. Ons wil nie die wiel herontwerp nie, ons wil laat hulle inkom en sê, jy's besig met 'n great werk, ek gaan jou net aancheer. En wat het julle nodig? En toe ek met Kula gaan gesels, sê hulle vir ons, hulle het regtig 'n uitdaging in hulle skole, dat daar nie klaskamers is vir hulle om te funksioneer. Want daar is nie meer verdere uitbreiding op die huidige strukture nie. En toe begin ons gesels daaroor, en ons besef toe, okay, ons kan help dalk met 'n klaskamer. En ons het begin design daaraan, en hierdie is nie 'n argitektuurskets nie, dit is nie die finale produk nie. Okay, 'n paar mense na my toe gaan sê, hoorie, daar's 'n paar foute op daai skets. Dit is juis, nou die ouer het vir ons geteken het vir my gevra, hoe akkuraat moet hierdie ding wees? Hy het vir my 'n vraag gevra wat ek nie 'n klou gehad het om te antwoord, toe sê ek vir hom, Choma, ek wil net vir mense wys hoe dit gaan lyk. Okay, so dit is net hoe dit moontlik kan lyk, dat jy net die prentjie kan sien, dat jy net begin die visie sien van dit, is dat ons 2 containers aan mekaar gaan vassit, en 'n klaskamer gaan bou, in daai omgewing, sodat hulle 'n plek het, waar hulle kinders kan bedien, dat hulle kan 'n spasie het, wat hulle kan regmaak, en kindervriendelik maak, wat hulle sin is. En ons het gaan kyk, na wat die kostes daar gaan wees, vir 1 klaskamer. En ons kyk na so R280,000 per klaskamer, en ons het 3 skole, wat ons graag in hierdie volgende seisoen net wil gaan bless, om Kula sterk te gaan maak, om daai skole te gaan bless, want die stories wat in daai skole gebeur, van hierdie organisasie wat daar betrokke is net incredible. Dis nie iets wat ons nou die vermoë het om te gaan doen nie, maar ons kan laans iemand inkom wat dit klaar doen, en sê, you go boys, gaan, bokka, trap hulle, sorteer hierdie ding uit. Ons kan laans hulle inkom. Ek het verlede week so vinnig vir jou vertel, dat daar om in gehoorsaamheid te funksioneer, voordat ons nog begin praat het oor hierdie projek, het iemand in gehoorsaamheid, in gebed, by die Here gesit en sê, Here, wat moet ek doen? En hulle R207,000 al reeds oorbetaal in ons uitreikrekening. Ons noem dit ons ROC rekening, ROCC, Reach Out City Changer. Dit is ons rekeningsnaam. En die geld daarin betaal. En vir ons eerste klaskamer kort ons nog net R73,000. En hier is die belofte wat ek vir jou gemaak. 100% van die geld wat inkom in ons ROC-rekening, gee ons weg. Ons hou dit nie. Ons hou dit nie vir eendag nie. Ons sorg dit nou uit, want die Here het dit nou voorsien, dit is saad wat ons nou in die grond gaan sit.
Ons gaan 100% daarvan weg. En ons wil op 'n plek wees waar ons sê, ons wil as gemeente in gebed na die Here toe gaan en sê, Here, wat is dit wat ek moet gee? Here, wat is U mee besig? Want dit help nie, en jy sit dalk hier so vanoggend en sê, jy ek het nou gewonder, wanneer kom hierdie aas? Want jy het nou, ek hoop nie ek jou laat skuldig voel nie, want dit is nie my intensie gewees nie. Jy vra seker nou die vraag, wat gaan jy nou van ons vra? Dan sê ek vir jou, ek wil jou innooi in dit wat die Here mee besig is. En hy nooi ons in om deel daarvan te wees. Ek wil nie iets van jou verwag of iets, en jy moet nie vandag hier uitstap en sê, hierdie uit my nou gemanipuleer nie. As dit so voel, kom praat met my, dan sort ons dit gou uit. Kan jy my 'n blou oog gee? En ek kan vir jou jammer sê, Allergies, dit is nie 'n guilt trip nie, want skuld kom nie van die Here af nie. Maar gehoorsaamheid. En dit is wat ons wil gaan doen in gebed. Ons wil in gebed ons tyd, ons skatte, ons talente gee. Ons wil gaan en gehoorsaam wees. Soos daai mense gehoorsaam was aan dit wat die Here vir hulle gesê het, en voordat hulle geweet het waarvoor hulle gee, het hulle geweet die Here sê vir hulle, jy moet gee. Hier is 'n significant ding wat moet gebeur. En ons wil gee in geloof. Ons wil gee in geloof en net sê, Here, ons gaan gee want ons gaan gehoorsaam wees aan U. En wat U daarmee doen, ons sien nie die volheid daarvan nie. Maar ons gee in geloof, laat ons weet, ons is besig om gehoorsaam te wees. U is besig met 'n ding. En ons kom agter dit in. Ons kom agter dit in en ons wil graag hierdie ding dryf. En verlede jaar het ons dit afgeskop om te sê, ons wil nie, dit gaan nie oor wat jy gee nie. Maar dit gaan dat ons almal sal deelneem aan hierdie ding. Dat elkeen van ons binne ons kapasiteit op 'n plek sal wees wat hy sê, ek gaan deelneem aan hierdie ding. So dit gaan nie daaroor wat jy gee nie. En ons het verlede jaar hierdie flat rate gemaak en ek het nie, daar's geen inflasie by nie, broers en susters. Niks daarvan nie, dit is 'n flat rate wat ons net gesê het, kan ons begin by hierdie, waar jy as individu sê, ek kan R500 gee tot hierdie projek. Dan sal van julle wat sê, hoor, ek het regtig nie nou R500 nie, dan sê ek, moenie daaroor skuldig voel nie, gee wat jy kan, in gehoorsaamheid, in gebed en in geloof. Gee wat jy kan. Daar's van julle wat hier so sê, net R500, dan sê ek, ja, jy kan 10 teenoor en dan meer doen, as dit jou antwoord is. Daar's dalk iets in jou hart wat jy net sê, hoorie, maar ek weet, ek ken 'n paar mense, ek weet daar's 'n organisasie wat ek kan deel maak van hierdie proses. En ek wil graag vir jou geleentheid gee om te reageer, en ons het die beste manier hoe ons gee in ons dorp is om elektronies te gee. Jy sal sien, daar's 'n koevertjie langs. Maar hier is die ding, as jy daai SnapScan gaan scan, gaan hy vir jou vra, jy moet 'n reference insit. En daai is baie belangrik, dat jy die regte reference net insit. Maak seker jy sê ROCC, Reach Out City Changer. Dan weet ons boekhouers, na watter rekening hulle dit moet allokeer. En dit is wat ons die Here vir vertrou, dat ons in hierdie volgende seisoen, nie net een klaskamer by een skool nie, maar by 3 van ons laerskole in Cloetesville 'n blessing kan gaan wees. So ek wil saam met jou bid, want dit is wat ons wil doen. Ons wil gee in gebed, in gehoorsaamheid en in geloof. Wil ons reageer. So ek gaan daai daar oplos op die skerm, as jy wil engage saam met, as jy die koevertjie saam met jou wil vat. En omdat ons 'n spesifieke trustrekening het vir ons uitreiker, is daar artikel 18A belastingsertifikaat wat ons kan gee vir individue of vir organisasies, besighede wat wil inkoop in hierdie proses. En dis nie net dat ons net R73,000 nou nodig het, ons wil graag 3 klaskamers bou. Met ander woorde, so die groot bedrag is R840,000 in die volgende tyd. Om net te sê, hoorie, let's do this. Toe, voordat ek die aankondiging gemaak het van hierdie projek, en iemand het al klaar daai geld ingesit, en hulle sê, ons het het gevoel ons moet gehoorsaam wees, toe weet ek, ons is besig om die Here reg te hoor, want iemand het klaar gereageer in gehoorsaamheid, in gebed, op dit wat die Here mee besig is. So, ek dink ek en jy kan die Here trust in hierdie ene. So ek wil saam met jou bid, en nou wil ek jou nooi, om ryk te wees, te sê, Here, hoe kan ek gee? Wat kan ek gee? Jy kan begin by R500.
En my gebed is dat ons almal sal deelneem aan hierdie geleentheid, aan die volgende tyd. So kom ons bid saam. Vader, dankie. U kom herinner ons deur Pastoor Jakobus dat dit so belangrik is dat ons nie op die dinge wat ons het en terwyl ons lewe om betrokke te kan raak in dit wat U mee besig is nie. Ons moet nie tyd laat verbygaan nie. Terwyl ons lewe, want is nou of nooit. Amper is dis nou of nooit wat U ons innooi. Vader, dankie dat ons kan besig wees saam met 'n organisasie soos Kula. Dankie vir die wonderlike werk wat U al reeds deur hulle gedoen het, dat U vir ons kom wys het, daar's mense met karakter, daar's 'n organisasie wat nie 'n flash in the pan is, wat besig is met hulle eie ding, maar wat konstant vashou en aanhou en besig is om 'n klomp dinge los te maak in ons gemeenskappe. Vader, ons kom bid vir hulle leierskap, ons kom bid vir die visie wat hulle het, ons kom bid vir hulle personeel, ons kom bid vir die voorsiening van hulle hulpbronne wat hulle nodig het om hulle personeel te betaal. En dankie dat ons die geleentheid het om langs hulle te kan inkom en 'n behoefte te kan kom aanspreek om hoop te bring in hierdie wêreld. Hoop in kinders se lewens, hoop in 'n volgende generasie. En Vader, soos ons in gebed tyd saam met U spandeer, soos wat ons hoor wat U vir ons sê en ons kan in gehoorsaamheid reageer, staan ons in geloof, Here, dat dit wat ons insaai incredible dinge sal doen in daai skole, in die kinders se lewens wat geaffekteer word. Ons gaan dit nie noodwendig alles sien nie, maar ons staan in geloof dat die goeie werk wat U in hulle lewens begin, dat U dit sal voluit trek in hulle lewe, voleindig in hulle lewens, dit wat U nou begin. So dankie Vader, dat ons kan deel wees van U plan, in Jesus naam.